Kom ons vra dat die Here sy woord vir ons sal open. Here, dankie dat U vir ons lewe gegee het. Dat daar ergens 'n moederfiguur was wat lewe aan ons gegee het. Dankie dat U vir ons lewe gun. Lewe in oorvloed, soos Jesus gesê het. En dat ons dit by U kry. En nou wil ons graag vra dat U die lewe in oorvloed met ons sal deel vanuit die woord, sodat ons vandag hier sal iets hê wat ons kan saamneem. Wat ons kan bemoedig, wat ons kan hoop gee, wat ons lig maak. Asseblief, amen. Ons gesels nog oor die laaste tema nou van hierdie verkort reeks wat ons aangebied het oor fokus en floreer, en die wat nie die goed gesien het, die vorige preke nie, dis ook op die YouTube kanaal is die reeks beskikbaar, en soos genoem in die verlede, maar nie alles probeer onthou wat 'n mens sê nie, want 'n mens, ek meng het so half bietjie met sielkunde, al die ander goed in wat ek inbring rondom die floreer, en human flourishing eintlik wat in die MBA kursus, doktorale kursus aangebied word, so net so hier en daar iets daarvan ook, maar veral vanuit die woord uit, en daarom is die gedagte, dat jy net sal iets hoor wat vir jou dalk iets van betekenis het, en dis wat jy saamvat, want ons is so geleer skolasties, dat ons moet alles onthou, want jy moet dit memoriseer om dit weer te gee, en dan onthou jy eintlik die betekenis daarvan vir jou nie. So ek wil liever sê, jy moet die betekenis van wat dit vir jou aanraak, dalk net weer, okay, ek het dit vergeet, of so iets, jy weet, dat jy net dit saam met jou sal vat. So die tema dan vandag, die laaste gedagte, vrug dra, floreer sodat ander kan leef. Kom ons lees saam uit Filippense 4, en julle ken daardie gedeelte waarskynlik so goed, maar ek doen dit weer. Paulus skryf hier, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Kom ons gesels net 'n oomblik oor 'n groot misverstand rondom vrug dra, want ons het baie keer hierdie idee, ons moet op 'n sekere manier vrug dra, maar dan dink ons altyd, want ons koppe is so geprogrammeer aan meer. Daar moet meer wees, as iets lekkers, dan moet daar nog meer van daai lekker wees. En ons is gedrewe op die ouend om meer programme, meer goed te wil bereik, meer prestasies om te tel, nog meer van die goed bymekaar te sit. Een jaar doen die een boer so goed daar so in Bevleg, so 4 gemeente was van tevore was, en hulle vra vir hom, Janie, wat gaan jy nou maak met al die geld wat jy vir jaar gemaak het uit die oes? Hy sê, ek gaan dit baal en wegpak in die skuur saam met die res. So die gedagte is, mense dink altyd, okay, jy het nou vir jaar hierdie prestasie, so volgende jaar moet dit beter, en op die ouend dryf ons mekaar mal met hierdie goede. En Paulus skryf nou sy woorde, nie vanuit 'n kantoor met sagte matte en huisbakke en al daai goed nie, hy skryf dit vanuit 'n tronk uit, beperkte omstandighede. En tog skryf hy vanuit hierdie beperkte omstandighede oor 'n hele lewe wat vrug dra, van hoe jy vrede, vreugde, dankbaarheid en inspirasie kan beleef. En wat vir my meer amazing nog is rondom dit, is dat dit 2000 jaar later nog steeds mense beïnvloed, vir ons beïnvloed. Ons lees dit vandag ook nog steeds. 2 millennia. So hoe is dit moontlik? So Paulus se gedagtes, vrug dra begin nie by jou hande nie, dit begin by jou hart. Vrug dra begin nie by beter omstandighede nie, maar beter verbonde wees aan Jesus Christus. En die diepste geheim vir hierdie vrugbare lewe is, jy floreer nie vir jouself nie. Jy floreer sodat ander ook kan leef, regtig leef. Want ironiese lamp skyn nie vir hom of haarself, ek weet wat die geslag van 'n lamp is nie. 'n Fontein drink nie sy eie water nie. 'n Boom eet nie sy eie vrug nie. En ek en jy wat geskaap is deur God en gevul is met sy gees, is juis bedoel om nie net ons eie geur te probeer ruik nie, en te geniet nie, maar juis om ander daarmee te voed, om vrug te gee en te dra vir ander. So ons kyk vandag na hierdie manier om ander ook te laat leef, want dit is wanneer jy regtig begin leef, wanneer ander leef. En ek gaan 3 gedagtes optel daar, fokus, fondasie en vloei, en ek wil koppel ook aan 2 mense wie se lewens ek weer nagelees het die laaste tyd, naamlik Viktor Frankl en Edith Eger, en ek sal nou net so 'n bietjie daaroor sê. Kom ons kyk net gou-gou oor fokus. En dit is die krag van tevredenheid. Ek dink het al genoem, toe my pa hier diep in die 80's vra ek vir hom eendag, pa, wat dink jy is die kuns van die lewe? En hy sê tevredenheid. Ek het lank al oor gepuzzle, want dit sê altyd
gemaklik om tevrede te wees waar jy is nie. En hulle het dit nie te breed gehad nie, maar hy was tevrede. Of hy het gewerk in tevredenheid. En Paulus skryf hierdie interessante woord, hy het gesê, ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp, om te leer om tevredenheid en te fokus op tevredenheid ongeag my omstandighede. En die woord geleer hier is baie belangrik om te verstaan, want dis nie 'n kopkennis, 'n skolastiese manier van leer nie. Dit is 'n gevorm word deur ondervinding, is die woord vir leer wat hier gebruik word. So hy's gevorm deur armoede, deur hongerte, deur gevangenskap, maar hy's gevorm deur oorvloed ook. En daarom sê hy, ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp, om gefokus te bly op dit wat ek bedoel is om te doen en te wees. So tevredenheid is hierdie innerlike stabiliteit. Dis nie 'n ding van, wat kan ek nog doen nie? Dis 'n innerlike stabiliteit wat, ja, jy kan nog doen, maar jy is nie tevrede eers wanneer jy dit doen nie. Jy is nou tevrede. En die vraag wat jy vir jou vra is om te vra, waar is God nou in hierdie, en wat kan dit beteken, en hoe kan God my hier gebruik, in hierdie omstandighede, in hierdie tyd waarin ek is, ongeag hoe hierdie tyd ook al mag leef. Nou teologies gesproke is dit 'n geestelike vaardigheid. Dit beteken, Paulus sê, dis eintlik 'n vorm van dissipline, dis die daaglikse praktyk om jou te herinner aan dit waarvoor jy dankbaar is, om jou gedagtes te rig op dit wat beter is, anderste as waar jy nou is. Filippense 4 vers 8 gee vir ons sy formule. Hy sê, dink aan alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat lofwaardig is. Met ander woorde, fokus is 'n keuse, want waarop jy fokus, dis die vrug wat jy dra. As jy op die slegte goed fokus, is dit die vrug wat in jou siel begin inspeel, en dan begin jou vrug kwyn. Maar as jy fokus op die goed wat dankbaarheid veroorsaak, wat vreugde bring, altyd meer, dra dit al hoe meer daardie vrug in 'n mens se lewe. In die sielkunde en psigologie kom ons agter, dat tevredenheid bepaal juis jou kapasiteit. Sonja Lubomsky het baie navorsing hieroor gedoen, en agtergekom dat mense wat tevredenheid beoefen, dink baie meer kreatief. Hulle neem beter besluite. Daar's meer veerkragtigheid, resilience vir hulle in teëspoed, en daar's baie meer betekenis wat hulle ervaar in hulle lewe. So tevredenheid is nie net iets vir luukse tye nie, dis vir alle tye, en dit hang af waarop jy fokus. Byvoorbeeld, prakties gesproke, 'n tuinier wat die tuin verstaan of 'n seisoen verstaan. Een van die groot geheime van 'n wingerdboerdery is dat die boer leer om eintlik elke seisoen te respekteer. Nou in die winter lyk 'n wingerd mos nou maar dood. Maar dis juist die seisoen van wortelgroei. Die sapvloei gaan onder die grond en dit verstewig die stelsel en die krag versamel in die stam, sodat wanneer die lente uitbreek, dan bars die lewe voort met 'n krag wat onstuitbaar in 'n sekere sin is. En dis als vanuit daardie stilte wat daar gebeur, wat jy op die oog af eintlik nie kan sien gebeur nie. En Paulus sit hier in 'n winterwingerd. Hy weet dit, maar sy fokus is nie op sy tralies of wat hulle ook al gebruik het om hom in te hok nie. Sy fokus is op die een wat hom plant, wat hom snoei, wat hom laat vrug dra, wat hom laat groei. So dit gaan oor fokus met die oog op tevredenheid. Hoe doen ons dit prakties? Miskien net met hierdie een sin waarmee jy elke dag begin. Here, U is genoeg vir vandag. Dat ons daar begin. U is genoeg vir vandag. Of elke oggend dan juist 3 seëninge neerskryf, hoe klein dit ook al, want dit maak jou oë oop, wys die navorsing vir ons, om nog meer seëninge raak te sien, en al hoe meer kreatiewe moontlikhede te kry. En wanneer bekommernisse opkom om te vra, kan ek dit verander? Indien nie, kan ek dit oorhandig? Iemand sê so mooi, eendag op 'n stadium sê die persoon, ek gee almekaar my lewe vir die Here, en dan sit ek my al op die altaar, onthou jy ou haleluja liedjie, my alles op die altaar en wagtend op die vuur. Ek sit myself op die altaar. Hy sê, yesterday, maar die middagete het ek alweer afgekruip, omdat ek alweer terug gaan, en myself op die altaar gaan terugsit. Maar die vraag by bekommernis is, kan ek het verander, of kan ek het vir die Here gee? En hoe hanteer ons dit daarmee? En dan Filippense 4 vers 13, as 'n gebed te hanteer, nie as 'n slagspreuk nie, maar om regtig te bid, Here, doen deur my wat ek nie alleen kan nie, ek is beskikbaar. So fokus is om tevredenheid te kry op dit wat al reeds in jou lewe aan die gebeur is, ten spyte van die ongemak daar rondom. Daar's altyd saam met die slegte ook iets goeds wat gebeur. Jy kan maar net jou oë daarvoor oop hou. Daar's altyd die twee goed saam met mekaar. Die tweede gedagte, fondasie, en dis die krag van Christus binne in jou. Die geheim is nie in jou kapasiteit nie, want ons voel almal by tye maar droog en leeg en
uitgemak soos die ouens sê. Die geheim is in jou verbondenheid. Ons nou die dag iets daarvan gepraat. Wanneer Paulus sê ek is tot alles in staat, dan stop hy nie daar nie. Hy sê ek is tot alles in staat deur hom, deur Christus wat my krag gee. So dis nie 'n selfhelp teks nie. Dis 'n Christus vers, 'n Christus teks. Dis 'n getuienis van vloei. Ek kan nie, maar Christus kan deur my. Ek hoef nie hard genoeg te probeer nie. Ek hoef my net oop te stel sodat Christus deur my in my dit doen. Ek kan doen wat God my roep om te doen, omdat God die krag aan my verskaf. En dis 'n vertrouensdaad om dan reeds op te tree in hierdie krag en aan te beweeg. Nou die een persoon van wie ek nou verwys het was Viktor Frankl. Hy was waarskynlik die man wat die meeste genoem word in die verband. En hy het juist betekenis gevind in 'n regtige doodsituasie. Hy was 'n Joodse psigiater uit Wene toe die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek het. En in 1942 is hy na Auschwitz, daai bekende berugte, sal ek maar eerder sê, konsentrasiekamp gestuur waar soveel miljoene mense dood is. En hy het 3 konsentrasiekampe oorleef soos hulle hom geskuif het. Maar sy vrou, sy ouers en sy broer het nie. Hy het alles verloor wat 'n mens kan verloor. En in daardie donkerste tyd in sy lewe maak hy hierdie eenvoudige ontdekking. Die laaste vryheid wat 'n mens het, wat niemand kan wegvat van jou af nie, is die vryheid om te kies. Om te kies hoe reageer ek op my omstandighede. En hy skryf, hy het gesien dat mense wat oorleef het, was nie noodwendig fisiek die sterkste mense nie. Dit was mense met 'n groot genoeg waarom. Why? 'n Doel wat groter is hulle pyn, en daarom het hy geskryf, those who have a why to live can bear almost any how. As jy 'n groot genoeg rede het, dis die fondasie, dis die krag van Christus in jou. En toe ontdek hy, toe hy begin om sy medegevangenes te bemoedig, te begin raad gee, te begin dien, toe begin hy ryker raak in homself, meer oorvloed beleef, en sy waarom raak toe groter, en kon hy oorleef. Natuurlik het die hand van God ook 'n rol daarin gespeel, want hy kon ook maar net soos een van die ander in daardie gaskamers ingedruk gewees het. Maar op 'n manier het sy omstandighede opgetel en kon hy hierdie waarneming maak dat jy net 'n waarom moet kry en dis jou keuse om dit te kry. Dis jou fondasie. En Paulus se woord vir dit is die woord vir krag gee. En dis die woord endynamo. Dynamo, dynamis, dinamiet, kom als van daardie woord af. Dit beteken letterlik om van binne af te versterk, om te bemagtig, om te vul met krag, om bekwaam te maak. Met ander woorde, dis nie krag wat jy opwek deur eie psych op jouself effek nie. Dis 'n krag wat deur jou vloei, omdat Christus is nie 'n hulpmiddel nie. Christus is die bron van waaruit dit vloei. Jy moet net verbonde aan die bron bly. Jy moet net vir Christus bly hou as jou fondasie. Nou hier's 4 praktiese stappe hoe om dit te doen. Erken jou beperkings voor God, want swakheid is nie 'n sonde nie. Dis die ingang na God se krag. Dis waar dit begin. Dis wanneer ek kan sê, okay, I surrender. Ek gee oor. En dan bid jy elke dag die gebed van oorgawe. Here, leef u lewe deur my vandag. En die interessante is, baie keer stap mense hier uit en dan word jy onmiddellik gekonfronteer met 'n situasie waar jy 'n keuse kan maak hoe jy gaan optree, of jy jou joy gaan laat steel en of jy gaan floreer. En baie van ons gaan dit nou beleef as ons hier uitry. En dis juist daar waar jy die keuse maak om te sê, Here, u leef deur my, en dan hanteer jy dit met die vrug van die Gees. En dit is belangrik om Filippense 4 nogal gereeld te lees, want Paulus se Gees in daardie geskrifte laat jou herkalibreer om te sê, dis hoe ek kan leef. Dis hoe die Gees wil hê ek moet leef. En dan stel jy oop vir die Gees om dit te doen. En wanneer jou eie krag uitgeput raak, om net eenvoudig te stop en te vra, Here, waar is u krag in hierdie oomblik? Gee dit asseblief vir my. Waar is die krag in hierdie oomblik? Waar sien ek raak waar geleentheid is om te kan dien en te help? Jy sien, jou diepste wortels vir jou fundament is nie jou talente of jou opleiding of jou ervaring nie. Dis jou verhouding met Christus, die een wat sterk is, al is jy by tye swak. En laaste gedagte vloei. Die krag van jou invloed op ander. Vrug is nooit vir die boom nie, dis vir die mense wat onder die boom kom skuil, wat van die boom leef, wat by die boom hulle voeding kry.
Johannes 15 het ons al reeds na verwys waar hy gesê het, wie in my bly, sê Jesus, en ek in hom, hy dra baie vrugte. Met ander woorde, die vrug is vir die wêreld buite die wingerd, buite die boom. Dis 'n beweging van binne na buite. En dis die hart van alles. Jy floreer sodat ander kan leef. Jou vrede word hulle bemoediging. Jou liefde word ander se lig. Jou geduld word hulle asem in 'n wêreld wat hulle versmoor. En nou kom ons by die tweede persoon wat ek ook gelees het. Eintlik die derde een, want Paulus was die eerste een. Nou Viktor Frankl, nou is dit Edith Eger. Dis 'n ballerina wat in Auschwitz haar vrug gedra het. Sy was 16 jaar oud toe sy in Mei 1944 op 'n trein na Auschwitz gelaai is, na daai konsentrasiekamp met die gaskamers waar die mense so doodgemaak het. En sy was 'n opgeleide ballerina met drome van die Olimpiese spele. En daardie selfde aand is haar ma vermoor in daardie gaskamers. En daai selfde aand nog het haar die sogenaamde gevreesde engel van die dood, Dr. Joseph Mengele, het hy opgedag by die vrouekamp. En hy wou vermaak, 'n vorm van vermaak hê, en iemand sê toe vir my, Edith kan dans. En so sy op die aand van haar grootste verlies waar haar moeder vermoor is, het sy gedans voor die moordenaar, hierdie dokter, wat al die goed instrumenteel voor was. En die orkes het Johann Strauss se Blou Donau gespeel, maar Edith het iets gedoen wat niemand van buite af sien nie. Sy het haar oë toegemaak, en dit het haar weggeneem in haar gedagtes, verbeelding, weg uit Auschwitz uit, na Budapest, so operhuis, waar sy geleer sing het. Daar dans het. Die musiek was Tchaikovsky in haar verbeelding. Die dans was Romeo en Juliet. En vir die oomblik was sy vry. Mengele het daarna vir haar 'n brood gegee, en sy het dit met haar medegevangenes gedeel. En later skryf sy het hierdie daad van mededeelsaamheid eintlik haar lewe gered, want dit het vir haar doel gegee, om te gee, selfs al het sy niks om te gee nie. In 1945 vind die Amerikaanse soldate haar onder 'n stapel lyke lewend, met 'n gebreekte rug, met tyfuskoors en longontsteking, net lewendig. En hier kom my wonder, sy oorleef nie net nie. Sy het gevloei, as ons daai woord kan gebruik in terme. Sy het 'n PhD in kliniese sielkunde verwerf. 'n Praktyk begin in La Jolla, California, haar lewe gewy aan die genesing van mense wat trauma oorleef het. Dis nou oorlogsveterane, mishandelde vroue, mense wat vasgevang is in hulle eie geestelike tronke. En sy het een van die mees bekwame, bekendste trauma-sielkundiges in die wêreld geword. En sy het dit gestel op 'n manier wat niemand ooit sal vergeet nie. En dit het sy gesê, is die woorde wat ek vir jou daar wys. Die ergste tronk is nie die wat die nasies my ingesit het nie. Die ergste tronk is die wat ek vir myself gebou het. Dis in haar eerste boek, The Choice. En die enigste manier waarop ek dink ek oorleef het, sê sy, is dat ek ander kon dien. Want die betekenis van die lewe is wanneer jy nuttig kan wees, wanneer iets vir iemand anders beteken. Hoekom is dit vir my merkwaardig, as sy is 2 weke gelede oorlede? Ek het geweet nie, ek het haar net gaan soek, want ek het onthou van haar, en toe sien ek sy is 27 April, op 98-jarige ouderdom, oorlede. Maar sy het tot die einde gepraktiseer, gepraat, gedien. Haar laaste asem nog, was sy die fontein wat gevloei het, sodat ander kan leef. En 'n illustrasie van iemand wat niks gehad het nie, in 'n situasie van totale onmensliking, en tog iets gedoen het. En ons weet vandag, dis die krag van God wat dit doen. Dis 'n keuse elke dag, om te kies vir lewe, te kies vir mededeelsaamheid, vir ander. Daarom is die teologie agter dit, vrug is die geur van Christus, wat deur jou vloei. Paulus skryf so mooi in Galasiërs 5 oor die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Maar let op, dis als uitwaartse dinge. Dis wat ander mense ervaar wanneer hulle naby jou is. Ek wil jy ruik aftal nie eintlik jou eie geur regtig in 'n sekere sin nie. Maar ander ruik dit. Vrug is per definisie vir die wêreld buite jou bedoel. Daarom in die sielkunde kom hulle agter, mense floreer wanneer hulle bydra. Adam Grant skryf daaroor, hy sê mense wat hulle sien as hulle lewe is 'n bydra, wat gee eerder as net ontvang, hulle leef langer.
Hulle ervaar meer betekenis, hulle het meer vreugde, hulle maak meer impak. Die paradoks van vrug dra is, hoe meer jy gee, hoe ryker word jy, innerlik gesproke dan ten minste. Nou ek het al heel paar keer nou die woord vloei gebruik. Mihai Csikszentmihalyi, hy het 'n hele boek geskryf met die titel Flow. Dis daai wat jy totaal opgeneem is in 'n moment. Maar in hierdie konteks wil ek dit so gebruik. Dis wanneer die water wat Christus in jou opbring, wat se lewe in jou gegee word, so veel raak dat dit begin oorvloei. Dat jy dit nie uitdruk nie, dit vloei eenvoudig omdat jy vol is van Christus en die Gees. Presteer vra, wat moet ek vir God doen? Vloei vra, wat wil God deur my doen? Dan vloei dit. Wat wil God nou deur my doen? Dit vul jou aan. Maar dis die geheim. Dit raak ander mense ook. So hoe vloei my lewe na ander? Miskien hierdie 4 vrae vir hierdie week, watter vrug het God in my laat groei, wat ek nog nie begin deel het nie. Dit mag dalk iets uit jou pyn uit wees, wat jy met iemand anders moet deel, wat vir iemand anders weer bemoedig of help, of net, dat voel ek is nie alleen nie. Wie kan ek vandag bemoedig met 1 boodskap, 1 telefoonoproep, 1 oomblik van teenwoordigheid, bietjie van my tyd? Waar kan ek dien sonder om erkenning te verwag? Wie kan leef, regtig leef, as gevolg van my florering? Jy sien, vrugdra is nie hierdie groot ding noodwendig nie, groot dade nie. Dis die klein vloei dag na dag, persoon na persoon, oomblik na oomblik. Dis die brood wat jy deel, al het jy min. Dis die dans wat jy dans, al het jy die pyn, dat iemand na aan jou nou gesterf het. So die gedagtes floreer, sodat ander kan leef. Victor het in die doodskamp het hy 'n waarom gevind, en dit het wêreldwyd mense beïnvloed. Edith Eger het in die aangesig van die dood gedans, en 'n lewe van vloei gehad, waar sy duisende mense se lewens gered het. Paulus het vanuit die tronk geskryf, en sy woorde, nou nog 2000 jaar, 'n invloed op ons almal, om ons te help. Ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my krag gee. En God roep jou vandag, tot dieselfde lewe. Nie 'n perfekte lewe nie, nie 'n noodwendige maklike lewe nie, nie 'n lewe sonder seisoene nie, maar 'n lewe wat gegrond is in tevredenheid, wat fokus gee. 'n Lewe wat gevoed word deur Christus as fondasie. 'n Lewe wat vloei na ander toe, sodat hulle ook kan begin leef. En ek het net op hierdie beeld afgekom. En is interessant, as mense die vraag vra, verloor hierdie kers iets van sy lig, as hy 'n ander kers aansteek? En dis die geheim van vrugdra. Jy verloor nie, jy vermeerder. Jou vrede word ander se skuiling, jou liefde word hulle lig, jou geduld word hulle asem, jou geloof word hulle anker, jou florering raak hulle lewe. So, fokus en floreer. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan vrug dra deur u genade. En wil u vir ons in hierdie week dan juist die geleentheid gee waar ons betekenis kan gee vir iemand anders. Ons weet hulle wag op ons. Wys vir ons waar en hoe. Asseblief. Amen.